Sy goeiemôre. Welkom aan elkeen van julle, elkeen wat die moeite gedoen het. As 'n ou gewoonte is om te preek, dan weet jy, as dit reën, dan is die mense min. Ek wil vanmôre vir julle sê, dit maak my opgewonde om te sien hoeveel van julle die moeite doen in omstandighede. Soos daai skrywer geskryf het, ek het dit goed gevind om op te gaan na die huis van die Here. Dit was my lekker. En ek wil vir julle baie dankie sê vir die moeite wat julle gedoen het om vanoggend op te kom en te kom luister na die woord van die Here. So met 'n intro wil ek net gou vir julle vra. As kind van die Here, julle sien daar's 'n ding op die wit bruilofskleed. My vraag vanmôre aan julle is as 'n intro: wat is jou verwagting van om vanmôre hier te wees en die Here van alle Here te aanbid en sy naam te kom loof en te prys en sy naam groot te maak? Maar wat is jou verwagting? Wat moet ons verwagting vanmôre wees as 'n weergebore, bloedgewaste, geesvervulde kind van God? Wat is ons verwagting? Wat maak ons exciting? Wat is dit wat julle exciting maak? Is daar net iemand wat vir my wil sê? Iemand wat sy hand wil opsteek? Daar's nie 'n verkeerde antwoord nie. Wat maak jou opgewonde? Sê vir my. Prys die Here. Is daar nog iemand? Daar's iemand. Wat wil jy sê? The presence of the Lord. Wat kan ek vir julle sê wat my opgewonde maak? Al wat my vanmôre gemotiveer het om te sê, ja Jesus, ek sal, is om hiernatoe te kom na die huis van die Here, om die blye boodskap van die Here Jesus Christus se sterwe, sy koms as 'n mens, sy kruisiging, sy begrafnis, sy opstanding en sy hemelvaart te dien. Hoekom? Want as jy waarlik weergebore is, dan sê die Here vanmôre vir jou, jy moet, daar's 'n kroon vir dit, 'n wederkomsverwagting kroon. Daar's niks wat my so happy maak vanmôre as om te hoop, kom Jesus, kom Maranatha, kom Here, kom haal ons. As jy gered is, dan is dit wat jy moet sê en dit is wat jy moet voel en dit is wat jy moet ervaar. Die Here het ons nie gered, is intro, om ons te kom bless op hierdie aarde nie. Hy het ons gered, sodat ons daai bruilofskleed kan aantrek eendag. Besef julle almal van julle wat hier sit, wie wil hemel toe gaan? Steek op jou hand asseblief. Wil julle almal hemel toe gaan, saam met my? Is julle doodseker? Weet julle hoe lank gaan ons in die hemel wees? Hoe lank? Hoe lank is vir ewig? En vir ewig. En vir ewig. En vir ewig. En weet julle wat gaan ons doen? Ons gaan nie sweef soos engele nie. Ons gaan nie daar staan die hele tyd en sê, heilig, heilig, heilig is die Here nie. Dis die engele se werk. Ons gaan lewe met verheerlikte liggame. En ons gaan die Here dien. En ons gaan mekaar bedien. En ons gaan die engele oordeel. Ons gaan nie puppets on strings wees nie. Ons gaan skrif deel met mekaar. Die hoogste geleerde, die 12 apostels en die beste predikant en pastore op die aarde vandag sal onder bome sit en vir mense die woord gee, want die woord is teenwoordig. Ons glo in die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord is God. En dis net die woord wat ons by die woord sal uitbring. So in die hemel gaan ons lewe. Ons gaan asemhaal, ons gaan net nie dood gaan nie, ons gaan nie siek word nie, ons gaan nie trane hê nie. It's paradise. Gaan ons vir ewig daar wees? Gaan julle almal saam met my vir ewig daar wees? Ok, nou gaan ek julle pak gee. Weet julle wat die pastoor vir my sê? Asseblief my boetie, moet net nie verby 30 minute gaan nie, want dan staan hulle op en gaan hulle huis toe. Maar jy wil hemel toe gaan vir altyd. En jy kan nie 30 minute kom sit en luister na die woord van God nie. Skryf 'n toets en dop hom. My broer en my suster en vriendin, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy jou vasgeloop het in Jesus Christus, dan het jou lewe verander. Daar's niemand op hierdie aarde wat nou lewe, wat gelewe het en wat sal lewe. My ma, my pa, my broers, my suster, my vrou, my kinders en niemand wat ek so lief het soos Jesus Christus nie. Hy het sy lewe vir my afgelê, sodat ek die ewige lewe kon kry.
En ek wil vanmôre vir julle sê, daar is die voorwaarde, en ons sal dit nou lees, om in die hemel te kom. Ek wil sommer net in die begin vir jou sê, niks wat jy doen, of ek doen nie. Dat ek vanmôre hier staan en die woord oordra, doen dit nie. Dat jy vanmôre moeite gedoen het in die reën om hiernatoe te kom, doen dit nie vir jou nie. As jy jou 10de vir hierdie kerk gee, doen dit nie vir jou nie. As jy vir kinderhuise kos gee, doen dit nie vir jou nie. Al is jy gedoop, doen dit nie vir jou nie. Al het jy gekatkeseer, doen dit nie vir jou nie. Hierdie pragtige koor wat ons bedien het vanmôre, prys die Here, hierdie mense kan sing. But it's not doing it for them. Die kruis het dit klaar gedoen. Die kruis van Golgotha het dit klaar gedoen. As jy vanmôre iets in jou kop het, ek doen dit, dan sê ek nou vir jou, jy het 'n Jesus plus iets. Dis nie die Jesus van die Bybel nie. Dis nie die Jesus van die Bybel nie. Die Bybel sê, uit genade is julle gered, Efesiërs 4. Uit genade is julle gered deur die geloof in Christus Jesus. En nie deur julle dinge wat julle doen nie, nie deur die werke nie, sodat geen mens kan roem nie. So jy gaan nie die dag voor die Here staan en sê vir hom, Here, dan sê ja, my seun of dogter, u weet ek het. Dan sê hy vir jou, Matteus 7, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? So hier is 'n verhaaltjie. Ek gaan probeer 30 minute, maar julle gaan my moet verdra. Ek moet vandag die blye boodskap aan julle oordra. Vandag kan jou dag wees. Hier sit manne in hierdie kerk gebou vanoggend. Hierdie is net 'n gebou, dis nie die kerk nie. Julle is die kerk. Hier sit manne hier vanoggend. As ek hulle moet vra om op te staan, hier sit familie vanoggend. En hulle moet vir jou vertel wie Gerrit Meyer is. Dan gaan julle sê, laat hy scumbag nou daar afklim. Hy hoort nie daar nie. Maar hierdie scumbag het hom in die kruis van Golgotha vasgeloop. Ek het nie in 'n kerk groot geword nie. Ek het nie in 'n sonnaarskool groot geword nie. Ek het nie eens geweet daar so ding soos 'n hemel of jy moet weer gebore word nie. Maar eendag, 21 Julie 2001, toe stap ek my vas in die man van Golgotha. En hy ruk vir my op my knieë af voor die kruis. En hy sê vir my, repent. Bely jou sondes. En ek dink, Here, waar begin ek? Ek sit in 'n kerk soos hierdie, was nog nooit daar nie, ek het net Sondag soontoe gaan. 'n Cocaine addict, 'n gemors, 'n hoereerder, 'n rabbies van Nieuwbrau, groot geword in Nieuwbrau, opgeëindig in Newlands. So julle moet weet, daai twee combine was moeilik om my daar uit te kry, hoor. Maar die Here het by die kruis van Golgotha, die dag toe hy vir my sê, bely jou sondes. Toe sê ek, watter Here? Toe sê hy, nee, niks. Ek wil nie van jou drank weet, ek wil nie van jou hoerery weet, ek wil nie van jou dobbelary weet nie. Ek wil niks weet nie. Ek wil net weet dat jy erken vanoggend, jy meneer en mevrou, kind, jy is 'n sondaar gebore. So al sit jy vanmôre hier, miskien staan of sing hier iemand hier voor, hoor my lied, wat miskien nie eens 'n kind van die Here is nie. Want die Here sê in Matteus 7, nie almal wat vir my sê, Here sal in die koninkryk, ek gebruik dit net so voorbeeld, hoor. Miskien is ek nie eens gered nie, hoe weet julle? Die Here sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Wie is jy vanoggend? My vraag vanmôre aan jou is, wat is jou hart vanoggend nog? Het jy 'n hart vir Jesus, of kom jy Sondag hiernatoe? Social club, peace of mind, een keer 'n week se alcoholic anonymous by vergadering. Moenie kwaad word vir my nie, asseblief. Dis God wat met julle praat vanmôre. Daai bruilofskleed is wit. Hy spierwit. En as daar 'n vlekkie op daai ding is, dan sal die Here vir jou sê, hoe het jy hier ingekom? Wie het jou hier toegelaat? Nou daar sit 'n vriend van my, Frank, ek sal nie van hom praat nie, maar hy weet wat ek praat. Daar staan my swaar Ellen, hy weet waarvan ek praat. Ek het 'n swaar gehad, David. Nou ons was by verre die grootste gemors twee ouens wat op hierdie aarde geloop het. Ons het net nonsens aangejaag. David is weg, hy's huis toe by die Here. En een aand is ek en hy Marula Santo en ons het gaan dobbel en teruggekom en toe ry ons daar deur Orange Grove en ons ry, nou is dit so 1:30 in die oggend, ons wil nie nou regtig huis toe gaan nie. En ons sien hier's 'n party daar, hier's iets aan die gang daar in 'n saal of iets en ek en hy stop. Gaan in. Hulle het daai
goedjies wat draai, dan gaan jy in, is nog al 'n party wat daai goed het, en ons was nie lang daar binne, toe sê ek vir David, hierdie is 'n bar mitzvah. Nou vir julle wat nie weet wat 'n bar mitzvah is nie, is as 'n Joodse seun 13 word, dan kom al die ooms en hulle hou op 'n party en elkeen gee hom so R100,000 en hy's gesorg vir die lewe. Dis wat daar gebeur. Nou is ek en David daar in by die bar mitzvah, en ons is daar tussen die mense deur, en iemand druk 'n glas wyn in ons hand, en hier druk iemand iets in ons hand, en ons kuier, joh, en dan kom so groot maffia ou. Het julle al gehoor van die Joodse maffia? Die Italiaanse maffia is niks teen daai ouens nie. Hy kom na my toe, hy vat my so in die kol, hy sê, hey boetie, who are you? Ek sê, I'm Gerard. Hy sê, and this guy, ek sê, it's David. I say, what you doing here? Ek sê, no, we came and the people invited us. I say, who told you you can come in here? What are you doing here? En nou het my nou David kom lekker beklei, die ouens wat ook, hy is 'n groot ou. En hy het my nou David in die koller, hy sê, laat julle gaan. Waar kom julle vandaan? Wie het julle hier toegelaat? En vanmôre gaan ek vir julle 'n gedeelte gee uit die Bybel uit. Die wit troon, die wit bruilofskleed by die bruilof in die hemel. Openbaring 22. En ek het gesien daar's 'n bruilof in die hemel. En Christus het op die troon gesit. En die bruid het ingekom. So vir julle wat weet in hierdie wêreld wat nou aangaan is, my vriende, ons is so ver van die wegraping af. Stem julle saam of stem julle nie saam nie? Ken julle die Bybel Openbaring, die tekens van die tye wat vir ons sê, wanneer hierdie dinge gebeur met Israel? Wanneer dit gebeur, moet julle weet, is die jong mense, so tussen die ouderdom van 10 en 30. Niemand. Die Bybel sê, wanneer julle hierdie goed sien gebeur, is dit die laaste generasie wat op die aarde is. Ons oupas en oumas sê, man, ons ken ook die tekens van die tye, was nog altyd so. Maar die Here sê, wanneer die vyeboom pot, wanneer Israel terugkeer, die Jode terugkeer Israel toe, en die wêreld teen hom opstaan, dis die generasie, die laaste generasie wat op die aarde sal lewe. Of wat hulle is of nie, ek wil gereed wees. Wil jy gereed wees? Wil julle gereed wees? Kom ek lees gou vir ons. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning, Matteus 22. Ek gaan vinnig lees, ek gaan nie baie skrif, want ek het blykbaar 35 minute, en ons kan hom push na 40 toe, as julle kan sit. Die hemel is 'n ewigheid. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Nou kyk hierso, hierdie goed het met my gebeur in my ongeredde tyd. En die Here kom wys vir my hierdie vandag in my geredde tyd. What are you doing here? Hoe het jy hier ingekom? Jy's nie 'n Jood nie. Wat gaan aan? En hulle smyt ons uit. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. Nou hoor mooi, julle sit elke Sondag hier. En elke Sondag, ek is nou al 'n rukkie in hierdie kerk, en weet julle wat maak my hart seer? Soos ek daar sit en hulle, die pastoor sê, kan ons vir iemand bid? Kom vorentoe. Altyd dieselfde mense wat opstaan en vorentoe gaan. Why? Hoekom? Hoekom het alles nog nie vir jou nuut geword nie? As jy in die Here Jesus in pasloop by die kruis, is jy 'n nuwe skepsel. As jy waarlik weergebore is, het alles vir jou nuut geword, sê 2 Korintiërs 5:17. Alles. Alles. Die ou mens het gesterf, kyk, 'n nuwe mens het opgestaan saam met Christus. Is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my. The hope of glory, Jesus Christ inside us. Amen. As dit jou deel is vanmôre, as jy weet, die Bybel is 'n spieël vir jou siel. Wie van julle het vanoggend voor die spieël gaan staan en jou gesig gewas? Doen my 'n guns asseblief. As jy van nou na die kerk by die huis kom, gaan staan in daai spieël. Ek het dit gedoen. Ek moes dit doen. Dan gaan staan jy met jou oë so ver van daai spieël af, sê jy, Gerrit, kyk vir jouself. Kyk vir jouself. Is dit moontlik om jouself te sien hier binne? En ek het skaam gekry. Ek het skaam gekry. Want hier het gestaan 'n ou wat sê hy's 'n kind van die Here, maar hy lieg nog. En ek moet dit vir myself in my oë sê, jy's 'n leienaar. Ek moet vir myself aan kyk en sê, Jessie, daai is 'n mooi vrou gewees wat ek gesien het. En ek kyk weg en ek sê, ja, ek kan myself nie verdra nie. En vir die eerste keer in my lewe, nee, kyk ek in daai spieël en ek sien myself vir wat ek is. En ek gaan na die Here toe, ek sê, Here, ek is 'n scumbag. Ek verdien die hel, Here. Maar die Bybel is 'n spieël vir jou siel. As jy wil weet
Waar staan jy met jouself? En met jou mense en met God? Gaan lees die Bybel. Ek dank die Here vir praise and worship soos hier, wat dit gebeur, wat die Here geloop en geprys word. Ek eer die Here vir dit. En ek sê vir julle, dankie vir julle praise and worship, dit is fantasties. Maar dit kan nie jou siel red nie. Dit kan jou nie skoon maak nie. Hierdie is die woord van God. En die Bybel sê, dit is nie die woord van God wat jou kan verander. Kan ek net vra, moenie skaam wees nie, dis ons gewoonte. As daar iemand is, steek net gou vir my julle Bybels op, die wat Bybel sê. 4, 5, 6, 7. Ek moet 'n besluit neem of ek in hierdie kerk wil bly, of ek hier wil aanbly. My standaard van kerk is die woord van God. Die woord van God is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Ek is die brood van die lewe, die lewende water. Dis net hierdie woord van God wat ons kan transformeer. Luister wat ek vir jou sê. 1 Korintiërs 6:7 sê, geen hoereerder, geen egbreker, geen dronkaard, geen leienaar, noem dit op, sal die koninkryk van God beerwe nie. Weet julle wat is my hartseer? Ek staan hier buitekant. Ek dink aan hierdie kerk laas Sondag en ek dink aan toe God Israel uit Egipte uit gelei het. Deur die Rooi See. Hulle kom daar by die berg. Moses gaan by die berg op, hy moet die 10 gebooie kry. God sê vir hom, Moses, gaan eers af en gaan sê vir daai klomp wat jy onder staan en wag vir 'n woord. Hulle moenie na by die berg kom nie. Want as hulle aan die berg raak, gaan ek hulle doodmaak. Hoekom? Want dit is 'n heilige berg. My vriend en my vriendin, as jy vanmôre kerk toe kom, en jy stap hier in en jy staan hier buitekant en jy gebruik woorde soos die F en D en die B se daar en dien goed, en jy stap 2 sekondes later in hierdie kerk en jy kom sit hier en jy dink jy gaan iets van die Here kry, wat ek vir jou sê, pas op, pas op, dis heilige grond hierdie. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, ons gaan opgaan na die huis van die Here, dan kom ons met al hierdie goed in hierdie kerk in. Mense wat met drankasens in die kerk inkom, wat kom soek jy hier? Kom sis jy jou gewete, want ons het almal 'n gewete gekry, en jy het geweet, die dags wat nou nog gebid was, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Hoekom? Want jy het geweet. Wat het jy geweet? Wat reg en verkeerd is. 'n Babietjie wat 2 is in 'n koppie afgooi, sê vir haar mamma, dit jy, dit wat jy, wie het al geleer lieg? Die duiwel. Waar het sy aanduiding gekom na gewete? So jy sal geoordeel word oor jou gewete. Moenie hier na toe kom en dink dit is 'n vergadering of 'n social vir die week nie. As jy hier na toe kom, kom kruis toe. Kom na Jesus Christus toe, hy het vir jou dood gegaan. Hy het sy lewe vir jou geoffer. Sy diensknegte uitgestuur om die genooides te nooi na die bruilof, die te roep van hulle, maar hulle wou nie kom nie, hulle wou nie luister nie. Weer stuur hy ander uit met die boodskappe, sê vir hulle, hy gaan sê vir die genooides, alles is gereël, kom na die bruilof. Vanmôre is die tafel gedek, my broer en my suster, my vriend en my vriendin. Die tafel is gedek. Kom, kry daai bruilofskleed. As jy nog nie jou lewe met Jesus Christus reggemaak het nie, kom vanmôre en maak jou saak met die Here reg. It may be your last chance. Die wegraping kan vanaand gebeur. Die 3de wêreldoorlog kan môre gebeur. Enigiets kan gebeur en ons kan nie weer kerk toe kom soos COVID en dan is ons in ons jobs in. Dan het ons tyd gehad. Wil jy nie maar vanmôre kom en jou saak regmaak met die Here nie? Wil jy nie vanmôre maar bekleed word met die geregtigheid, die bruilofskleed? It's the righteousness of Christ in me and you, the hope of glory. Wanneer God na ons kyk vanmôre, dan sien hy 50% bloedspatsels en 50% niks nie. En die bloedspatsels is die kinders van die Here wat gewas is met die bloed. Soos toe in Egipte hulle daai bloed gevat het en die deurposte gesmeer het met die lammetjie se bloed, voor God hulle uitgelei het uit Egipte uit, want Egipte is 'n tipe van sonde. Hy het hulle uit daai slawerny van sonde gelei, omdat hulle bloed aan hulle deurposte gehad het, want as die doodsengel verby beweeg het en hy sien die bloed, dan het hy verbygegaan. As daar nie bloed was, het hy ingegaan en die eerstgeborenes doodgeslaan. So kyk God vanmôre na hierdie kerk, en hy sien bloed, daar's bloed, daar's bloed, daar's bloed, en daar's bloed. Maar weet julle wat?
Daai bloed is nie volmaak nie. Jy het ook nog foute gemaak gister. Maar God die Vader sien dit nie raak nie. Daar's genade en vergifnis vir jou. Maar as die bloed nie daar is nie, dan is jy op pad hel toe. Luister vanmôre wat ek vir julle sê, as ek nooit weer kom nie, gooi my met klippe. Brag jy buite en slaan my met stokke. Hulle het dit met Jesus gedoen. Maar hy het nie doekies omgedraai nie. Hy het geweet, my vriend en my vriendin, jy kan nie doodgaan nie. Jy gaan nooit doodgaan nie. Jy gaan lewe vir ewig op een van twee plekke. Met daai bruilofkleeds aan in die hemel by Jesus Christus, ons koning en heiland. Of in die hel wat voorberei is vir Satan en die diere en die valse profeet. En vir elkeen wat Jesus Christus nie aangeneem het as verlosser en salig, make up your mind. Romeine 12 vers 2 sê, word vernuwe deur die gees van jou gemoed. Nie van wat jy doen en nie doen nie. Change your mind. Ons praat van, ek het bely en ek is gedoop. Wat beteken bely? Here, vergewe my, ek het weer vandag gevloek. Here, ek het weer kwaad geword by die taxi. Here, ek het per ongeluk na 'n ou se vrou gekyk. Sien wat die Here jou vra nie, man. Dis nie wat hy jou vra nie. Hy vra jou bely jou sondige toestand. Repent that you're a sinner. Repent that you need a savior. Repent. Here, asseblief. Ek kan myself nie help nie, help my. U is die verlosser en die saligmaker, die seun van God, die lam wat geslag is vir my sondes. Dis al hoe jy gered kan word. By die kruis. En as jy daar opstaan en jy glo dit, dan draai jy om en dan sê die Bybel, bekeer jou en laat jou doop. Bekeer jou. Bekeer jou. Gerrit, bekeer jou. Draai om van daai lewe af. Los daai goed wat daar agter is wat jy bely het. Ek het jou vrygemaak van dit. Ons word gered deur geloof en nie deur werke nie. So as jy vanmôre sê jy glo dit, dan is jy gered. Maar daar's 'n som. Die som is jy's verlos van alles wat jy saam met jou gesleep het tot hier toe. Ek is nie meer 'n dronkaard nie. Ek het nog nooit in my lewe gedrink nie. Ek was nog nooit in my lewe dronk. Ek het nog nooit 'n drank gevat nie. Ek het nog nooit na 'n ander ou se vrou gekyk nie. Wie ek? Ja. Nie die ou wat in 1966 gebore is nie, die een wat in 2001 gebore is. Daai is dood. Hy's dood, hy's saam met Christus begrawe. Alles het vir my nuut geword. Ek is nie 'n goeie ou nie, ek sondig elke dag van my lewe. Maar ek weet, my heiland lewe. Ek weet as Jesus vandag kom, nee, is ek in die queue. Ek het nie oor wat ek gedoen het nie, wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Hy sê vir sy diensknegte, die bruilof was wel gereed, maar die genooides wat elke Sondag was dit nie werd nie. Hoekom? So huis toe gaan hulle lewe hulle hele lewe. Dan gaan neem hulle weer my naam in skande en goede. Nou sê hy vir hulle, gaan na die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind. Weet julle wat is my lekker van die kerk? Ek kom uit 'n vreeslike konservatiewe kerk en stil en almal is al 100 jaar gered. Ek is maar net 25 jaar gered. Hulle is almal 100 jaar gered en dis 'n stil kerk. Nou kom ek hier. Ek is 'n nuwe ou. Ek ken Daantjie van Hielbra af van vroeg 80s. Hier baie mense wat ek ken. Al wat ek vir julle wil sê is dat alles moet vir jou nuut geword het. Gaan na die kruisbaaie, nooi almal wat julle mag vind. Nou sê ek in die kerk is vir my die lekkerste ding. Lekker. Om te weet almal wat hier sit is nie heilig nie. Niemand nie. Verstaan jy? Maar julle is hier. Hoor vanmôre wat die Here vir julle wil sê, julle is genooides. Die genooides wou nie kom nie. Vanmôre is jy die genooide, jy's nou hier. It's your moment. Dis jou oomblik om daai bruilofskleed te kry vanoggend. Jy sal nooit sê, Here, ek het nie geweet. Hy sal vir jou sê, hierdie was jou oggend. Jy was genooi na die bruilof toe. Nooi almal wat julle mag vind na die bruilof toe. Dis die kerk, die heidene, almal wat nie Jode is nie. Nou vra, wat is die bruilofskleed? Wie wil saam in die hemel wees? Vir altyd en vir ewig. 'n Goeie toets is, ek gaan nie baie lank praat nie, 'n goeie toets is vir ons, om jouself aan te meet is die 10 gebooie. Kan jou nie red nie, hoor. Die 10 gebooie kan jou nie red nie. Wie kan my sê wat is die eerste gebod? Sê? Jy mag geen ander God hê nie. OK. Het jy 'n ander God? TV? Selfoon? Jou vrou? Jou werk? Jou geld? Jou karre? So maklik om 'n afgod te hê, hoor. Dit is so maklik. Dis so maklik. 3 vakansiehuise, baie maklik.
Jy mag geen ander gode hê nie. Jy mag nie beelde van God in jou huis hê nie. Die derde een, jy mag nie God se naam uitelik gebruik nie. Here, Jesus, God, ek hoor dit by kerke. Vergewe my, ek hoor dit by kerke. Daai ou kan net sowel 'n dolk in my hart indruk. Hy het my nou net doodgemaak. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Hou die Sabbat. Nou gaan al die Israel visie ouens sê, ons hou nie die Sabbat nie. Die Sabbat was vir Israel in die Ou Testament. Ek is nie 'n Israeliet nie. Jesus Christus het opgestaan op die Sondag. Dit is die dag van die Here wat die kerk vier. Ons moet die Sondag hou. Dis 'n heilige dag. Dis 'n dag wat God gesê het, rus van jou werk van die week. Rus. Bedink die dinge wat in die hemel is. Kolossense 3 vers 1. Hierdie dag bedink jy die dinge wat in die hemel is en nie dit wat op die aarde is nie. Dis die dag van die Here. Dan gaan ons oor na die mensdeel toe van die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder. Doen die kinders vandag dit nog? Doen ons dit? Eer ons vader en moeder. Moenie moord pleeg nie. Jy sê ek moord nie. Die Here sê as iemand vir sy broer sê het, raka, jou dwaas, dan moet hy in die hel gegooi word. Want jy het moord oor daai ou se lewe uitgespreek. Pas op wat jy van mense praat hoor. Pas op wat jy van mense praat. Dis mag nie eg breek nie. Ek het nog nooit saam met 'n ander ou se vrou geslaap of 'n ander vrou se man nie. Die Here sê vir as jy na 'n vrou kyk het met last, het jy klaar eg gebreek. Guilty. Guilty. Moenie steel nie. Moenie lieg nie. Jy mag nie begeer nie. Nou is ek bang om te vra en julle hoef nie hoor. Wie van julle het al een van hierdie dinge gedoen in jou lewe? Wie het al 2 gedoen? Wie het al 3 gedoen? Ja, hulle raak al hoe heiliger hoor. Wie het 4 gedoen? So hier's die teksvers wat ek vir julle wil gee ten opsigte van. Weet jy wat het Jesus vir hulle gesê? Die mens wat in een van hulle geval het in almal geval. Guilty. Guilty. So hierdie wet is 'n tugmeester na Jesus Christus toe, want ek en jy en die res van die mensdom sou in die hel beland het as ons die wette moes onderhou, want ons kan nie. Maar Jesus Christus is die volëinder van die wet. Hy is die volëinder. Hy het ons kom verlos van hierdie goed. OK, ons doen dit nog. Ek doen dit nog. Bewuslik of onbewuslik, ons doen dit. Maar in Christus Jesus Christus se genade. God kyk nie na dit nie. Hy sê vir my, kinders, toe ek jou gered het, ek het jou sonde van jou weggevat, ek het dit geskei soos die ooste en die weste, die noord en die suid raak aan mekaar, maar oos en wes nie. Ek het dit die diepste van die see gegooi en ek, God, sal nooit weer aan jou sonde dink nie. Dankie Here Jesus. Amen. Dankie Here. Dis die God wat ons aanbid. Maar dit gee ons nie die reg. Paulus skryf, hy sê, sal ons dan nou, omdat daar meer genade is, sal ek dan nou meer sondig? Hy sê, stellig nie. Stellig nie. Die Gees sal jou lei en leer to be holy, like Christ. Weet julle wat nie, as ek vir julle vanmôre sê, Christus in my, die heerlikheid van God, as julle, hierdie ou trap op, hy dink, hy het Jesus, jy moet ook Jesus in jou hê. Die Bybel sê, julle moet elke dag meer en meer soos Christus word. Meer van Christus moet uit jou uitkom, dat die mense dit kan sien. So ek vra vanmôre, is Christus in jou? Wys jy vir ander mense, Christ in me, the Savior of the universe. Wat maak dit jou? Sommige vir my, dit was myne. Dit maak my 'n flippin leenaar, wat 'n dief is, en 'n godslasteraar, en 'n egbreker. Dis wie ek is. Dis wie ek was. Dis wat jy is, as jy een van hierdie goed dop, dan het jy Jesus Christus nodig, al is jy hoe smart as jy dink jy smart. Nou kom ons by die Nuwe Testament, en ons word bekleed met Jesus Christus se bloed. Ek het daai vir julle genoem. Efesiërs 6 vers 27 sê vir ons, gee aan die duiwel geen deel in jou lewe nie. Weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Ek wil vir julle sê vanmôre, as jy die duiwel wil weerstaan, quoteer skrif. As jy in jou huis sit en jy voel nie lekker nie, sit jou TV aan, op gospel music, of sit 'n preek van iemand aan, dan voel jy iewers, hier raak jy harmonie. Daai ou kan nie die woord van God verdra nie. Hy kan nie praise and worship verdra nie, want hy sê die hemel het gewerp, hy was die engel van musiek, Lucifer, hy was chief in charge gewees. Nou is my vraag vanmôre, wat moet ons doen om met hierdie
wit kleed bekleed te word. As ek julle mag vra, wie van julle het nog nie die evangelie gehoor? En ek gaan dit afransel te midde van die ouens wat wil 30 minute na huis toe gaan. Wie van julle het al gehoor van die evangelie? Wat is die evangelie? Sê vir my. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, hy sê, hierdie is, die opskrif is Paulus se evangelie. Hy sê, en ek het Jesus Christus, die Seun van God, wat sy troon verlaat het en sy heerlikheid opgegee het, en na hierdie aarde gekom het, en aan die onder Pontius Pilatus gelei het, gekruisig is en gesterwe het, begrawe is en op die 3de dag opgestaan het, en opgevaar het in die hemel. Vir wat? Johannes 14 vers 1 sê Jesus vir sy disippels, ek gaan weggaan. Maar moenie worry nie, moenie laat julle hart ontstel raak nie. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, maar ek gaan nou weg om vir julle plek voor te berei. En as ek klaar is, my bloedgewaste geesvervulde kinders van die Here, gaan ek terugkom om julle te kom haal en by my te wees. Vir tyd en ewigheid. So daai wit kleed, it represents the blood of Jesus Christ and his righteousness. Vandag vra ek vir jou, kan iemand môre na iemand toe gaan en sê, ek wil nie iemand uitwys, Frank, kan ek jou gebruik? Hoorie, het jy gesien hoe lewe Frank vir Jesus? Het jy gesien hoe straal hy Jesus uit? Het jy gehoor as hy met jou praat, hoe sag praat hy? Kan mense Jesus in jou lewe sien? Die Here het gesê, wat is die groot opdrag? Gaan en verkondig die evangelie en maak disippels van alle volke, tale en nasies. En om die evangelie te verkondig, my broer en my suster, het jy nodig om die Bybel op te eet. Jesus sê vir Johannes, vat hierdie boekrol en eet hom op. Eet hom op. Want as hulle van jou verantwoording vra ten opsigte van God, moet jy vir hulle antwoord kan gee. Ek kan nie vir iemand sê, ek is 'n kind van die Here, en hy sê vir my, wat moet ek doen om gered te word? Ek sê vir hom, ek weet ek sê die dominee se nommer gee of die pastoor se nommer nie. Nee. Dis waarvoor Jesus my gered is, om sy evangelie met julle te deel, en met 'n wêreld daar buitekant, om disippels te maak van die volgende generasie, wat Jesus se werk moet vorentoe vat. Dis nou 3 minute voor 10, ek dink ek nog 3 minute, nee. Ek haas my. Ek sal julle weer in die hemel kry, en dan gaan julle sit en luister. Dan gaan julle moet sit en luister. As jy vanmôre hier sit en jy dink jy is okay. Romeine 3 vers 23 sê vir jou, Magda, ek noem maar name wat ek ken, Frank, Louis, Nella, Johnny. Romeine 3 vers 23 sê, julle almal, julle mense daarbo, Gerrit, julle is in sonde gebore, en dit ontbreek julle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Job skryf in Job 14 vers 4, kan daar uit iets onrein iets rein kom? Hy sê, nee, stellig nie, ek kom met my ma uit. Hy sê sy ma is onrein. Sy ma is onrein, sy is ook 'n mens. Job is onrein gebore. David, 'n man na God se hart, koning David, Jesus se oupa grootjie, moordenaar, hoereerder, egbreker, man na God se hart. Weet jy wat sê David in Psalm 51 vers 7? In sonde is ek gebore, in ongeregtigheid is ek ontvang uit my moeder se skoot uit. Ek is 'n scumbag. Hy bely. Hoekom is David gered en Judas is nie gered nie? Hulle altyd aangejaag. Judas het nie bely nie. David het Psalm 51 geskryf en gesê, Here, help my, ek is 'n sondaar. Ek is verlore. So ek wil vanmôre vir julle sê, Romeine 3 vers 23, in sonde is jy gebore. Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Wat is die dood wat die Bybel van praat? Dis nie die dood wat ons doodgaan nie. Dis die tweede dood. Dis om in 'n plek op te land waar God nie is nie. Waar mense sal skree, Jesus Christus, Seun van God, help my. Ek ly smarte. Want die Bybel sê, 'n wurm kan nie doodgaan nie, en die vuur kan nooit uitgaan nie. Die loon van die sonde is die dood.
Dis om vir ewig, soos ons in die hemel is, vir ewig is hulle wat Jesus verwerp het, in die hel. En jy brand, en jy brand, en jy brand, en die wurm vreet jou op, en jy gaan nie dood nie, en jy vloek Jesus, en jy vloek God, en dit gaan nooit ophou nie. Dis die loon van die sonde. Maar die genadegawe van God is sy seun Jesus Christus. Vir elkeen van ons wat hier sit vanmôre. Wil jy nie maar 'n keuse maak om jou lewe vir Jesus te gee nie? Wil jy nie maar vanmôre daai keuse maak om te sê, I had enough. I had enough of this stinking world. This world is not my home. I'm just passing through. As jy 'n kind van God is vanmôre, dan kan jy dit sê. Alles beteken alles. Daar's nie al en dan stop hy nie. Alles sal vir jou nuut word. Jy sal binne 3 weke dan gaan staan jy voor hy kruis en sê ek weet nie wat met myself aangaan nie. My gebed vanmôre is, my smeking vir julle is, bekeer julle tot die Here Jesus Christus. Hierdie mag miskien jou kruisdag wees. Dit mag miskien die laaste keer wees wat jy 'n kans kry om kruis toe te gaan. En al hoe jy in die hemel sal kom, is die bruilof wat gehou is daar. Soos wat met my en David gebeur het, is daar's 'n bruilof in die hemel. Daai genooide gaste wat ek vir julle gelees het, hulle het hulle gaan haal. En toe die koning in die bruilof instap, toe sien hy daar's iemand wat nie 'n wit kleed aan het nie. Toe sê hy vir hom, my vriend, gaan lees dit. Matteus 22. My vriend, hoe het jy hier ingekom? Sê hy weet nie, hulle het hom genooi. Toe sê hy vir sy diensknegte, luister gou mooi. Vat hom, vat haar. Smyt haar uit in die buiteste duisternis waar daar 'n geween en 'n geknars is. You will get nowhere without Christ. As die bloed nie vanmôre in jou hart is nie, is my gebed vanmôre. As jy jou saak met die Here wil regmaak. As jy vanmôre kruis toe wil gaan, staan op. Ek gaan julle nie vra om vorentoe te kom nie. Staan net op. As jy dit nog nie gedoen het nie, staan op. Wees eerlik met jouself. Hierdie is nie een van die sondaagse gebede om te bid vir jou tande en vir jou hare en vir jou die mense wat jou kwaad maak en nee. Dis 'n noodoproep vir jou siel. Jesus Christ is all about souls and more souls. Hy het niks met ons lewe uit te waai nie. Hy gee nie om wat jy het nie. Hy gee nie om hoe mooi lyk jy nie. Hy gee om vanmôre want hy gaan jou in die hel moet gooi as jy nie sy woord aanvaar nie. God sit vanmôre en huil trane oor ons. Here, baie dankie. Dankie vir elke siel, Here, wat vanmôre gereageer het. Dankie vir elkeen, Here, wat vanmôre onder die sonde, die oordeel van die sonde gekom het, Here. Dankie vir elke man en vrou wat vanmôre met sy opstaan sê, I believe that Jesus died for my sin. Lord, I am a sinner. I'm a total wreck, Lord. Ek weet as die Here vandag kom, Here, dan gaan hy my in die hel gooi. Ek het die bloed vertrap van die kruis van Golgotha tot nou toe, Here. Vergewe my sonde asseblief, Here. Daai sonde wat ek uit my maag gebore is. Die sonde waarin ons gebore is, Here, kom red my van dit. Dink vir my vanmôre, Here, wat jy vir ander gedoen het. Kom gee my 'n nuwe gees in my, die gees van God, wat my kan lei na die kruis toe, na die geregtigheid toe. Ek vra vanmôre vir julle, as julle eerlik en opreg met die Here is vanmôre, bid hierdie gebed saam met my. Here Jesus, Here, vergewe my sondes asseblief. Vergewe my dat ek tot hier toe my hart teen U verhard het, Here, dat ek geleef het soos ek wou lewe. Dat ek gedink het ek is my eie gooitjie. Dat ek U woord, Here, in die gees weerstaan het. En alles gedoen het wat teen God se wil is. Dis die wil van God dat ons gered moet word. Alle mense. Here, vergewe my asseblief. Ek kom vanmôre na die kruis toe. Here, ek kom buig my hart voor en ek vra U vanmôre, Here Jesus, kom was my met U bloed asseblief. Kom raak my aan die gees, Here, kom vernuwe my gees. Dat ek die dinge kan bedink wat in die hemel is en nie meer op die aarde nie. Vat alles by my weg, Here. Vat alles by my weg. Selfs my vrou, my kinders vat dit weg, Here, maar red net my siel. Want my siel is by God goud werd. Hy het sy seun laat doodgaan vir my siel. Kom Jesus, kom in die volheid van die krag van die Heilige Gees wat U gestuur het. En kom verander ons harte vanmôre, Here. Kom was ons met die bloed. Ek maak my hart vanmôre vir U oop, Here. En ek vra U kom en asseblief. En Here, as ek myself net as 'n stem, 'n mondstuk kan gee waardeur U kan praat. Mag hulle vanmôre sê, Here,
Ek het dit gesê, wat tipe Petrus en die disippels gedoen het, Here, wat tipe Paulus gedoen het en sy naam gechange het van Saulus na Paulus, Here, wat tipe Gerrit gedoen het, asseblief Here, kom doen dit vanmôre vir my, en hy wil dit doen, nie oor ek iets is nie, ek is net 'n instrument in sy hand, wat hy deur praat vanmôre, ek het julle lief, bely julle sondes en laat staan dit, gee vandag jou lewe vir die Here, kom haal my Here, kom haal hierdie ou mense uit my uit, en sit die nuwe mense my in, dat die ou dinge verby sal gaan. Ek kom sit my lewe op die tafel neer vanmôre, Here, en ek sê, kom maak my soos U wil. Kom maak met my soos U wil, Here. My alles op die altaar vir Christus. Dankie dat U U lewe vir my afgelê het. Ek kom gee my lewe vanmôre voor die Here en ek vra U, kom behoed en bewaar my van die bose. Help my, Here, van hierdie oomblik af verder, om my kruis op te tel en Koning Jesus te volg. U kry al die eer, al die lof en al die aanbidding. En as jy vanmôre al gebed het, wil ek vir jou sê, as jy dit uit jou hart uit bedoel het, dan doen jy dit nie weer nie. Dit is gedoen, dit is verby. As jy gerepent het vanmôre, en jy het jou hart oopgemaak vir Jesus Christus, dan is jy gered. Jy moet dit glo. Dankie Vader vir genade, dankie vir die diens, dankie vir alles wat U gebeur het. U kry al die eer, die lof en die aanbidding, want U is waardig, so waardig. Ons bid dit alles en sê dankie Vader, in Jesus Christus se naam. Amen.
Baie dankie. Kan net die sitplekke neem, dan doen ek gou vir hierdie afkondigings vir die week.